Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Nou soveel soos wat die lewe prettig is dit soms ook uitdagend. Emosies ry wipplank en soms weet 'n mens nie waar om te begin om net weer 'n bietjie balans te vind nie. Gelukkig het ons vandag vir Lenet Beer, 'n motiveringsspreker en verhoudingsspesialis van Lenet Beer Media hier by ons. En ons weet sommer as sy hier klaar is, gaan die ateljee 'n perfekte mengsel van geel, rooi, blou en groen wees. Lenet, baie lekker om jou vir die eerste keer te ontmoet vandag. Elsa, jy praat nou lekker twak. Maar dit is my lekker om hier te wees. Sy praat al weke oor hierdie onderhoud. So ons is regtig bevoorreg om jou hier te hê vandag. Dankie, Rosa. Ek is net baie bang. Okay. Weet nie lekker wat om te verwag nie, maar goed. Ons weet jy kan oor baie ander dinge gesels as die temperamente, maar dit is altyd 'n baie goeie vertrekpunt. So kom ons begin dalk net daarmee en vra dat jy vir ons in 'n neutedop verduidelik wat die temperamente behels. Goed, 'n mens kry 4 temperamenttipes. Jy kry 2 ekstroverte wat ons noem die prettige geel en die kragtige rooi, en dan kry jy die geruste groen en die perfekte blou. Perfekte blou. So jou rooi en geel mense is jou ekstroverte, waarvan geel die hoogste van die 2 is en die blou die hoogste introvert is. Nou 'n geel en 'n groen mens is 'n verhoudingsmens. So hulle staan op in die oggend en die venster waardeur hulle kyk is verhouding. Terwyl die rooi en die blou wakker word en hulle kyk deur 'n venster van taak. Hulle is taakgeoriënteerd. Jou geel en rooi mense word oor die algemeen gedryf deur woede, terwyl jou groen en jou blou temperament gedryf word deur vrees. En indien jy dit nie weet nie, is dit baie moeilik om sinvol in verhouding te staan. Ons liewe Elsa Esterhuizen het 'n perfekte blou temperament gemeng met 'n groen temperament. Toe ek haar ontmoet het, was dit vir my 'n groot aanpassing. As ek nie temperamente geken het nie, het ek haar nooit weer wou sien nie. Want jy kan nie, ek het haar een keer probeer help trek, jy kan dit nie doen nie. Want jy plak die tyd verkeerd. Jy kan nie eers help skottelgoed was nie. En dis wat mense moet verstaan, as jy 'n blou vriendin het en hulle nooi jou vir 'n braai, is dit die wonderlikste braai, want jy hoef niks op te ruim nie. Hulle wil nie hê jy moet opruim nie, want hulle gaan in elk geval die skottelgoed oor was as jy dit was. So moet dit asseblief nie was nie. En sy het een keer, moes ons na geleentheid toe gaan, en sy sal nie sonder plakkie stort nie. Weet jy wat, ek moet nou hierdie storie vertel, hoor. Daar's nou 'n waterprobleem gewees in die afgelope paar dae hier in Pretoria, en ek sê toe vir haar, maar hoekom gaan stort jy nie by die gym nie? Jy kan net 'n paar plakkies, ek het selfs gesê, vat die plakkies. Toe sê sy, nee, ek doen nie dit nie. Luister, ek doen nie dit nie. Ons het 'n ete gehad daai aand, nê? Toe moes ons dorp toe gaan, dit was so op 'n verlate plekkie. Ons moes rondry om plakkies te soek, toe kry ons dit nie. Toe koop sy skoonmaakmiddels, seker 3-4 bottels. Toe gaan maak sy daai stort skoon. Ons het opgedag vir daai ete met die nagereg. Luister hierso, Elsa het gedink hierdie gaan 'n vraag en antwoord sessie wees met Lenet oor jou ervaring en oor jou wonderlike kundigheid hieroor. But we are actually just roasting you today. Ja, ek wou nou net sê, ek is nog hier, hoor, ek is nog hier, so kom ons gaan dadelik aan. Ek wil ook net 'n vrywaring van my kant af. Alles wat Lenet Beer vanoggend hier deel is iets wat oordrewe. So, maar ons beweeg aan, want sy het 'n geel-rooi temperament, maar as jy nou na Rosanne kyk, wat het jy is haar temperament? Sy is 'n prettige geel rakker gemeng met 'n kragtige rooi rakker. Hoe kom jy dit agter? Want ek kan mos sien, mense hoor dit en jy sien dit in mense se optrede. Hulle het ook elke temperament het 'n spesifieke taal wat hulle gebruik. Ja. Dit is ongelooflik. Lenet, hoekom is dit belangrik vir verhoudings om hierdie tipe temperamente te herken en om te weet hoe om saam met hulle te leef? Kyk, dit is die wonderlikste dag in my lewe gewees toe ek besef wie ek is. En toe ek agterkom maar mense is anders. Want die dag toe ek dit besef, toe kan ek meer empatie hê met mense. En ek het toe meer insig. En as gevolg van dit kan ek nou baie meer verdra van mense. Ek maak nie meer afleidings en dink mense is onnodig of het geen persoonlikheid nie. Ek het dit gedink op 'n stadium. Partykeer dan mense het geen persoonlikheid. Ek is so jammer
dat ek daar was, maar ek is so dankbaar dat ek nie meer daar is nie. So mens kan nou sinvolle verhoudings handhaaf. En in 'n besigheid is dit ook belangrik om te weet dat jy al vier hierdie temperamente nodig. Want die een is die persoon wat die lig in 'n vertrek inbring soos jy. Verstaan jy? Jy en Pieter is hierdie mense wat net die lig inbring. Hulle piep die hele tyd op jou battery, daai blou is, want dis verkeerd of dit moet eintlik so gedoen. Maar ons het dit nodig. Verstaan jy? Want ons leef vanuit ons emosie, die geel mense. Die rooi rakkers sê dit moet so gedoen word. Dit moes al gedoen gewees het, maar hulle is die rede waarom die wiel van die ekonomie draai. Maar hulle is baie keer is hulle gedrag nie so lekker nie, hulle is ongeskik. Verstaan jy? Ja. Behalwe nou as hulle gees vervuld is, nie? Ja. Dit maak 'n verskil. En dan jou groen mense is hierdie geruste groen mense, diepsinnige mense. Hulle wil net vrede hê. Daar moet net asseblief nie konflik wees nie. Dit moet net, dis ons en almal as 'n eenheid. Dit is hoe hulle is. En hulle is ook snaaks. Hulle is snaaks want hulle het 'n droë sin vir humor. Ja. Nou jou snaaksigheid kom by jou groen se droë sin vir humor en definitief nie by jou blou nie, Elsa. Dankie tog vir die stukkie groen in my. Nee, dankie tog vir daai pret. Wel, kom ons beweeg net so 'n bietjie weg van hierdie klere en die feit dat julle my of hulle net my in 'n verleentheid probeer stel. Want jy het ook 'n boek geskryf, Die pad na emosionele herstel. Ja. Vertel ons net so 'n bietjie meer van die boek ook. Kyk, die perfekte wêreld sou wees waar niemand vir niemand seermaak nie. Maar ongelukkig is ons in 'n gebroke wêreld waar mense pyn en seer het en omdat hulle pyn en seer het, maak hulle ander mense seer. En dikwels word ons verwerp. En ons vra nie daarvoor nie. Dat goed gebeur het ons kinderdae wat baie mense vandag nog met hulle saamdra. Onverwerkte pyn maak van mense onaangename mense. Want daar's bitterheid binne in hulle harte. So 'n mens, ek het hierdie boek geskryf om mense te help om hulle emosionele pyn te verwerk. So waar begin mens om die stukke op te tel? Ek dink jy begin deur eerlik te wees. Kom ek sê gou vir jou. Die hartseer vir my is dat mense dink dat hulle altyd moet sê dat dit met hulle goed gaan. Alhoewel dit nie met hulle goed gaan nie. Want dit is amper partykeer asof mense wat gelowig is en wat in God glo en ek glo ook, dink dis die manier wat ons vir die wêreld moet wys, alles is reg. Maar ek wil hê jy moet vandag weet, 'n mens begin deur eerlik te wees met jouself. Dan moet jy hierdie pyn wat in jou is, moet jy kan verwoord. Jy moet sê wat dit is. Jy moet gaan kyk waar dit vandaan kom. En dan moet jy met iemand gaan sit wat jy vertrou. Jy kan nie met enige iemand jou pyn deel nie. Dit moet met 'n vertroueling wees. Want mens hoef nie. Mens hoef nie jou lewe lank met onafgehandelde sake te leef nie. Dit steel jou blydskap. Dit steel jou vreugde. Dit steel wie God jou gemaak het om te wees. En as 'n mens nie blydskap het nie, is jy nie beskik nie, want blydskap is ons beskutting. So dit begin om eerlik te wees. Ons moet nie maskers, emosionele maskers dra nie. Mens moenie vir mense sê dit gaan goed met jou as dit eintlik nie goed gaan met jou nie. Ja. Luister, dit is nou so diep en ek is nou so geraak deur jou woorde. Dit is ongelooflik, Lenet. Wow. Ek wil bietjie teruggaan na die klere toe. Ek en Elsa het baie vinnig maatjies geword. Baie vinnig. In die afgelope 2 maande kan ek sê sy is een van my beste vriende op hierdie planeet. So, dis mooi. Sou jy ooit gedink het dat hierdie 2 baie verskillende gekleurde mense in terme van die temperamente so gou in mekaar se lewens so belangrik sou word? Ek kan dit verstaan, want ek verstaan temperamente. Ek verstaan dit. Haar blou, onthou, 'n blou mens is baie, van al die temperamente, is hulle die mees intelligente. Hulle is diepsinnige mense. Wat goed is, maar is ook sleg. Want as dinge nie perfek verloop nie, dan gaan hulle so in 'n spiraal af, dan kan hulle nogal baie depressief raak. En as jy vir hulle vra, wat is fout? As hulle nie niks. En as jy maar ek kan sien as wat is, nee, los dit net. Dit is hoe hulle reageer. Maar kom ek sê vir jou, 'n blou mens
word getrek deur 'n prettige geel mens. Hulle het dit nie van nature in hulle nie. So jou geel maak haar koppie vol. En haar blou en haar groen gemeng trek jou ook aan. So ek kan dit verstaan. En ek dink dit is wat dit vir my so merkwaardig maak, want Lenet het ook nou 'n nuwe platform, Lenet Beer Media. En dit is ook, ek dink jy raak mense so diep en jy help hulle met behulp van hierdie platform. Wil jy dalk net gou vinnig vir ons in 'n neutedop verduidelik? Ja, weet jy wat het gebeur met my? Ek het besef op 'n stadium as ek gaan optree en ek gaan weg van plekke af, dan los ek mense amper so half in die lug, want jy kan mos in 90 minute net sê wat jy sê. En toe het ons so 2,5 jaar gelede begin om 'n aanlyn media platform te begin bou. En dit het ons 18 maande geneem, want die opnames is nogal, dis hoë kwaliteit, die inhoud is fantasties, ons het hierdie platform gebou op 4 pilare. Het gaan oor temperamente, 77 dinge wat jy moet weet oor temperamente. Dan oor emosie, oor geloof en oor verhoudings. So mense kan aansluit op die platform. En ek wil net sê, sy is ook een van my beste vriendinne. Net vinnig die webtuiste. Is www.lenetbeer.co.za. Baie dankie Lenet. Wat 'n interessante, insiggewende onderhoud. Ek is so bly ek het jou ontmoet. Onthou, jy kan ons volg op sosiale media by Goeiemôre, Good Morning. Al Lenet se besonderhede sal ook daar wees. Net hierna kuier die legendariese Dousie hier by ons in die ateljee. So maak seker jy bly net daar waar jy is.